desperation. We know is doubt and fear. There is only one foundation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthem, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Let the lost be found and the dead be raised in the here and now. Let love invade, let the church live loud. Our God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail, for the power of God has torn the veil. Now we know your love will never fail. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. He's coming back again. He's coming back again. We believe, we believe. I see the smoke on the horizon. I feel my heart pounding in my chest. I hear the war raging all around me. Somehow I feel like I was born for this. I can taste the fear, but I choose courage as I raise my shield and lift my soul. And I fall on my knees and I fight like a warrior. I am a warrior on my knees. I call on the name of the one who is. Bluetooth.
En daar's doodse stilte, julle kan maar nog gesels hoor. Oeh. Kom ons sing solank ken jy die Heilige Gees. Ken jy die Heilige Gees as 'n trooster in jou lewe? Weet jy wat hy wil doen as jy hom net die kans wil gee? Vertel hom jou laste. As 'n trooster in jou lewe, weet jy wat hy wil doen as jy hom net die kans wil gee? Vertel hom jou laste, vra vir raad. Die gedagtes van die Vader is by die trooster bekend. Heilige Gees, Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om hom te eer, om te aanbid en sy seun Jesus te verheerlik. Yes, amen. Is dit daarmee 'n mooi lied daai nie? Is dit nie daarom waar woorde nie? Yes, amen. Ek is opgewonde om vanoggend hier te wees. Na die reën wat so lekker geval het, voel ek sommer vars en vrolik. Amen. Wie voel ook so? Skoon gewas. 'n Nuwe begin in elke ding. Nou ja, ek is so dankbaar om julle elkeen hier te sien en ek hoop en vertrou dat ons die diens saam gaan lekker geniet. Nou ek wil graag hê julle moet saam met my staan, dan kan ons die diens open vanoggend. Amen. Dierbare Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe, Here, en ons sê vir U dankie, dankie, dankie vir die wonderlike reën wat daar buite geval het, Here. Dat die natuur weer skoon gewas kan wees. Vader, ons nooi vanoggend die Heilige Gees in om te kom val en ons te kom skoon maak, Vader. Waar Pastoor Chantal vanoggend vir ons die woord gaan bedien, seën haar, berei die pad voor en laat dit op vrugbare grond sal val. Met die musiekspan vandag wat ons gaan bedien met worship en praise, wees met hulle, Vader. Ons gee U al die eer en al die lof daarvoor. Vader, en so ook bid ek vandag, seën vir elke ene wat gee, dat U dit vir hulle terug sal gee, Vader, soos dit goed is in U hart, Here. Ek loof U en ek prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Nou groet die ou voor jou en langs jou en by jou en dan sê jy vir hom, vanoggend gaan ons lekker saam praise en worship. Hierdie ou gil vir my hier van 'n kant af. En musiekspan, is julle reg om te praise en worship? Doen die ding. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die teenwoordigheid. Want alles is deur U en alles is tot U. Openbaar aan ons U heerlikheid. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die teenwoordigheid.
vul die huis met die glorie, vul die huis met die glorie, vul die huis met die teenwoordigheid. Want alles is deur U en alles is tot U, openbaar aan ons die heerlikheid. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U. Soos 'n
bok wat smag, na waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U neer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid voel ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U deur. Here, dit is net aan U wat ons al die eer vanoggend wil bring. Dankie dat U vanoggend ons eregas is, Here. Heilige Gees, kom en vul hierdie plek. Kom draai die atmosfeer in die naam van Jesus. Kom Heilige Gees, Kom, Heilige Gees. kom Heilige Gees, Kom, Heilige Gees. kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees, Heilige Gees. kom Heilige Gees, Heilige Gees. kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Ons wag op U, ons wag op U, en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U, ons wag op U, en ons vra, vul ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer. Stuur ons nou, vul ons met die krag, vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Ons dan bruikbaar, bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer. Stuur ons nou, vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer. Stuur ons nou. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid net onsself kan wees. In the presence of Jehovah. In the
in the presence of the King. Kom ons sing dit nog 'n keer, in the presence. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence
Spirit, fill our hearts and have your way. As we wait, As we wait, We wait upon you, Lord. as we pray, We pray to you. speak your words into our hearts and have your way. speak your Dankie Jesus. Dankie Here. Speak your words Jesus. As Dankie we Here. pray. Here ons staan voor U my God. Speak your words into Here terwyl ons op U wag, my koning, terwyl ons op U wag. Dankie koning, dankie Jesus. En ons wag. En ons wag, en ons wag. as O, we Here, Here, ons is nie haastig nie, want ons eer U my God. Here, U is ons eregas in hierdie oggend en ons staan voor U troon omdat ons U so nodig het, Papa Vader. Bely en verklaar dat daar niemand soos U is. and have your Yes, yes, glory, glory, As we yes, yes. as we Kom ons wag op. as we Ag, sing jou liefdeslied vir hom. as we Ag, aanbid hom want hy is so waardig. pray to you. Ag, lig jou hande op Speak en bring eer aan die koning. Lig toe. Dankie Here. Here, ons vereer U en ons vereer U oor alles en almal. Want U is waardig, waardig. for you alone are U alleen is heilig, my God. you alone are En U alleen is waardig. You are worthy. Niemand soos U. You deserve the glory. Dankie Papa Vader. Dankie Here Jesus. Dankie Here. Jesus, you U alleen. alone. U alleen. O, dankie Here. Dankie my koning. Bly net so staan. Koning. Besef jy met wie jy praat ver oggend? Besef jy dat jy nie net hier is omdat dit 'n ritueel is nie? Besef jy dat jy met die koning van die heelal praat, Skepper Gees, wat jou omstandighede kan verander. Hy kan, hy het, en hy kan, want hy is die onveranderlike God. En vanoggend staan ons hier voor hom en ons elkeen wat hier staan het 'n getuienis oor hoe kosbaar hy is en wat hy gedoen het. En ons elkeen het nog iewers iets in ons hart wat ons hom so voor vertrou. En dit is vir ons so voorreg om vanoggend Heilige Gees hier te verwelkom. Ek hoor tegnologie is ons vyand vanoggend. Maar kom ons fokus net 'n bietjie. Vergeet nou van die ou krinkfluit. Ons gaan hom nou uitsorteer. Kan ons net in gebed voor die Here gaan? Papa Vader, Here, hierdie hele diens is U sin. Vader, U maak soos wat U wil deur U Gees, want ons as gemeente is onderworpe aan hoe U wil hê dit moet gedoen word. En ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons vanoggend hier mag sit onder die geklank van U woord. Vader, ek bid vir salwing op hierdie vrou wat voor U staan, U diensmaagd. Vader, ek bid vir salwing op elke oor. Here, dat hierdie woord wat vanoggend uitgaan relevant sal wees tot elke kwessie en elke persoon se lewe.
Dat dit sal diep inspreek en dat dit regstelling sal maak. Dat dit genesing sal bring, dat dit rigtinggewend sal wees. Ek bid dit in die naam, bo alle name, ons Here en Koning. En ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Jy mag jou sitplek neem. Dit wat ek ervaar, is dit op my mikrofoon of is dit voor by die musiekinstrumente? Goed, kan ek maar net aangaan. Baie, baie dankie. Dankie julle, ons waardeer. Nou toe, goeiemôre leefstyl. Ek het nie almal gegroet nie, so dis vir my lekker om julle te sien en daar agter was ek nou baie aangenaam verras om vir pastoor Jannie Botes vanoggend hier by ons te hê. Pastoor, maak net so, daar sy. En langsom sit Abri. Johan sit daarbo. Dink nie eers hy weet julle is hier onder nie. So, liefling, ja, hy loer net so daar oor die balkonne. Daar sy. Gaaf. As jy jou Bybel saamgebring het, wat ek hoop jy het, maak vir my asseblief oop by 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 1. En ons gaan daar lees vanaf vers 5. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 5. Hy sê die volgende daar. Hy sê dat julle, dit is ons, in alle opsigte in hom, dit is Jesus, ryk gemaak kan word. In wat? In elke woord en in alle kennis. Hoekom? Sodat julle in geen enkele genadegawe agter mag staan nie. Vers 10 sê, maar ek vermaan julle in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde mening. Dit wat ons nou gelees het van, alles wat ons nodig het, die woord wat God gee, die kennis wat hy ons gee, die genadegawes wat hy vir ons gee, is tot ons beskikking. Maar daar moet eensgesindheid in ons geleedere wees. En hy sê, ek gee vir jou my woord, en ek gee vir jou die kennis, en ek gee vir jou daardie gawes, sodat jy kan doen wat jy veronderstel is om te doen. Dit is in jou vermoë om te kan doen, want ek het alles klaar in jou gedeponeer. En dan gaan 2 Korintiërs 3 aan, en dit vind aanklank by wat ons nou gaan praat van, want hy sê daar in 2 Korintiërs 3, ek gaan net so vinnig vir jou saamvat, hy sê dat as ons onder die godsdienstgees staan, as ons met ander woorde onder die wet alleen staan, en jou gesprek met God is 'n ritueel, dit gaan oor geloofsreëls, dan aanbid ons God met ons kop. Dan is daar nie verhouding nie, want jy sien die oomblik as daar verhouding is, dan konnekteer jou hart met jou Skepper. So hy sê, wanneer ons net onder die wet staan, en dit is net reëls, jy moet en jy moenie, en daar is nie genade nie, dan sê die Paulus in 2 Korintiërs, hy sê, daar is 'n veil, of 'n sluier, wat oor ons kom hang, in ons geestemensie in. En ons is nie ontvanklik vir dit wat vanoggend gebeur het nie. Dit wat vanoggend gebeur het, irriteer mense, want hulle voel, maak klaar, hoekom sing ons vanoggend so lank? Maar dit is, omdat, waar is jou hart?
Is dit 'n hartsding met God? Is dit 'n hartsverhouding of is dit 'n kopverhouding? Want die oomblik as dit 'n hartsverhouding is, dan sê jy, Here, ek verstaan wat besig is om hier te gebeur. U is besig om die grond van my hart te begin voorberei, sodat die saad wat nou gesaai word op vrugbare grond val. En dan sê hy, hierdie wyl wat oor ons is, omdat ons onder die wet staan, maak dat ons nie in oorwinning kan loop nie. Dat ons sinne verblind is en ons hart is verhard. En dit dat ons nie net kan oopmaak en sê, Here, laat U wil geskied. Ek weet dit moet nie so wees nie. So kom in en verander dit wat nie so moet wees nie. En dan gaan hy aan in 2 Korintiërs 3 vers 16 gaan ek vir ons net gou so 'n stukkie lees. Hy sê, maar wanneer julle tot bekering kom in die Here, dan word hierdie bedekking, hierdie wyl word weggeneem. En die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is vryheid, yes. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, ekskuus, van heerlikheid tot heerlikheid. En ek moet vir jou aanhaal wat sê die Amplified. Hy sê, we are constantly being renewed. Ons is in 'n proses. Jy is nog nie waar jy moet wees nie. Jy kyk na daai persoon langs jou en jy dink, joh, daar's nog dinge wat aan jou en aan my geskaaf moet word. Maar die goeie nuus is, ons word constantly renewed. Ons word vernuwe dag na dag. Transfigured into his very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another. So ons innerlike mens word dag na dag vernuwe, soos Heilige Gees kom en besig is om hierdie werking in ons te doen. En nou vanoggend was die tema gewees, wandel deur die Gees. En as ons dit afbreek tot in sy kleinste vorm, gaan dit maar net daaroor, ons elke dag se lewe moet wees volgens die leiding van die Heilige Gees. En dit bring my by die hart van my boodskap, wat handel vandag oor metamorfose. Onthou julle daai woord? Metamorfose. Enige blywende verandering wat positief in jou hart is, enige iets wat bly in jou lewe, wat positief is deur Heilige Gees geïnspireerd. Hy is die een wat die vernuwing bring, dag na dag. Nou wil ek jou gou-gou terugvat na jou laerskooldae. Onthou jy natuurwetenskap? In my dae was dit natuurwetenskap. Miskien julle is bietjie 'n jonger generasie, was dit nog vir julle ook so? Die ouer generasies, het julle dit gedoen, waar julle geleer het van die natuur, was dit natuurwetenskap. En daar het ons geleer van 'n proses metamorfose. Onthou julle dit? En ons het eksamen oor daai goed geskryf. En daar was die eiertjie gewees. Onthou julle? En dan na die eier het die rispe gekom. Onthou julle dit? OK, praat saam. En na die rispe het dit in die papie en die kokonvorm gegaan. En na dit was die skoenlapper of die vlinderfase gewees. En dit was 'n siklus. Met ander woorde, dit het herhaal. En daar was fases. Alles het nie net eensklaps gebeur nie, daar was fases, daar was 'n proses om van die eier tot by die vlinder te kom. Jy het nie net een oggend opgestaan nie, daar was tyd wat verloop het in dit alles. En daar was 'n metamorfose wat plaasgevind het. So wat is metamorfose? As ons hom opbreek tot op sy kleinste denominasie, dan is metamorfose 'n radikale voorkomsverandering. Want 'n eier lyk nie soos 'n rispe nie. En 'n rispe lyk nie soos 'n kokon, 'n papie in 'n kokon nie. En daai ding lyk waaragtig nie na 'n vlinder of 'n skoenlapper nie. So dit is 'n radikale verandering in voorkoms. En nou moet julle onthou, ons praat vanoggend geestelik. Dink nou aan die radikale verandering aan jou geesmens.
En ons word verander dag na dag om dieselfde soos Jesus te wees. Om soos hy te lyk in voorkoms, om soos hy te dink, om soos hy te doen. En dit, die feit dat ons getransformeer word, maak dat ons van krag na krag, van die 1 graad of standaard van heiligheid na die volgende ene toe kan beweeg. En die een wat dit aktiveer, is die 3de persoon van die Godheid. Daardie een wat ons vanoggend so aanbid het, Heilige Gees. Hy aktiveer nie net jou transformasie en jou metamorfose nie. Hy is die een wat dit ook reguleer, die hele tyd. Jy as kind van God is nooit onder sy hand nie, onder sy hand uit nie. En die proses wat hy gebruik, hierdie metamorfose, staan in teologie bekend as heiligmaking. Vir die ouens wat Engels is, oom Paul julle sê daar, sanctification. Heiligmaking. Dit is hoe ons verander en vernuwe word om soos Jesus te lyk. Dis ons geestelike transformasie, dis ons metamorfose. En dit is 'n lang proses. Want daar is fases. En daar is siklusse waardeur ons beweeg. Ek het nou gesê, jy's nie vandag 'n eiertjie en môre 'n rispe nie. Daar's 'n tyd wat jy in die eiertjie fase is, voor jy aanbeweeg na die volgende een toe. En dit is 'n pynlike proses. Want om van vorm, van gedaante te verander, om van voorkoms te verander, beteken iewers moet iets gebeur het. Jy moes vervorm geword het. Jy moes dalk so bietjie gemisvorm geword het, om te kom in die beeld wat God jou wil hê. En dit is 'n pynlike proses. En dit is 'n opoffering. Dis 'n proses van sacrifice. Want hierdie vlees wil nog ou mens toe. Die hele tyd, jy moet hierdie ding die heeltyd onder bedwang hou. Jy wil heeltyd terug gaan ou mens toe. So dit is 'n opoffering om in die pad van die nuwe geesmens te stap. Om hierdie vlees in lyn met die woord van God te hou, is 'n doelbewuste besluit wat jy sê, Here, ek kies om anders op te tree as wat ek gewoonlik optree. Onthou julle, jare gelede was daar 'n program op TV met die naam van Agter elke man. En daar was 'n karakter in gewees, haar naam was Tant Stini. Okay, goed. Julle weet meer van Agter elke man as van metamorfose, lyk dit my. En onthou julle Tant Stini, sy was gespeel deur, ek dink Dulcie van der Berg, as ek dit nie mis het nie. En sy het altyd so op 'n skynste met haar sigaret gestaan. En dan sê sy, ek weet nie waarom ek altyd so moet suffer nie. Nou, om deur metamorfose te gaan, is suffering. Dit is opoffering. Want jy word vernuwe om soos Jesus te lyk. Want as ek nou net van die wêreld af inkom, en ek is nog nie bloedgewas nie, dan lyk ek nog nie soos hy nie. Ek kan miskien aangetrek wees en baie netjies lyk, maar my gees, my karakter, verskoning, lyk nog nie soos hy nie. En dit is 'n pynlike proses, dit is 'n suffering, wat ons moet deurgaan om soos hy te word. En die gevaar is, dat ons net wil bly in 'n fase in. Want die Here sê, jy moet deur die hele metamorfose gaan, voor jy vlinder kan wees. En nou is die gevaar, Here, maar ek is so gemaklik hier as 'n eiertjie. As 'n eiertjie word daar nie veel van my verwag nie. Ek kan maar net hier op my blaar sit, in die son, en wag dat die son my eendag uitbroei. So ek is gemaklik in my gemaksone in. En God is 'n God van groei. God is 'n beweeglike God. Hy staan nie stil nie. Hy's nooit stagnant nie. En Heilige Gees wil vir jou altyd vat van die een, nou gelees, vlak van heerlikheid,
na die volgende, want hy wil hê jy moet groei. Hy wil hê jy moet vermeerder. Hy wil hê jy moet verbeter. En wanneer jy vermeerder en verbeter, kan hy jou vertrou om groter seëninge oor ons uit te stort. Hy kan ons met groter verantwoordelikhede vertrou en meer vir ons gee. En dan soms sit ons in hierdie gemaksone, nie omdat dit altyd die beste plek is nie, maar dit is die bekendste. En omdat dit bekend is dit gemaklik. Al is dit nie ideaal nie, dit is gemaklik. Want die oomblik, as ek vir jou sê, doen gou iets wat jy normaalweg nie doen nie, daai oomblik begin jou hartklop te versnel en jy dink, ek sou nou verkies het om maar net eintlik weer terug te kruip in my dop in. En nou moet ek 'n ruspe word. Hoekom kan ek nie net hier bly nie? Ek is mos nou in die metamorfose proses, so ek is 'n kind van U, maar kan ek nie net op my eiertjie fase bly nie? En die Heilige Gees kom en hy sal jou aankla. Nie veroordeel nie. Die Bybel sê hy kla ons aan as ons in ongehoorsaamheid stap. Hy sal jou nooit veroordeel nie. Maar hy sal jou teregwys en vir jou sê, daar is meer vir jou. God het groter beloftes vir jou, maar omdat jy vashou aan jou eiertjie mentaliteit, aan jou eierfase, kan die Here nie groter iets openbaar. Hy kan dit nie release nie, want jy staan met jou daai eiertjie mentaliteit. En die Skepper het jou te lief om jou te los waar jy is. Jy is vir hom te kosbaar dat hy jou gaan los waar jy is. Want sy droom is eenvoudig net te groot vir jou. Ons geestelike lewe is een groot metamorfose. Van begin tot einde en elke fase het sy uitdagings en sy aanvalle. Dit beteken nie dat jy 'n eiertjie is, alles is maanskyn en rose nie. Daar's uitdagings. Want as jy 'n eiertjie is, dan is jy weerloos. Jy sit daar op 'n blaar. En as jy 'n ruspe is, dan is jy 'n prooi. Want 'n voël gaan sien wat 'n lekker vet wurm sit hier op 'n blaar. So jy's 'n prooi in daai fase in. En as jy in 'n papievorm is, dan is jy 'n teiken, want hier hang 'n papie en die vyand weet nie wat aangaan in daardie proses nie. Jy's toegemaak, jy's bedek en daar is 'n proses besig om in die kokon aan te gaan en hy is nuuskierig om te weet, waarmee is God met jou besig? Ek kan nie daarin sien nie. So jy is 'n teiken vir hom. En nou kom ons in die eerste fase tot bekering en ons is in ons eiertjie fase. En dit gaan goed, want ons het nou net tot bekering gekom. Ons het die Here aanvaar as ons redder en saligmaker. Ons verlede is weggewas. Die bloed het ons kom skoon was, witter as die sneeu, sê die woord van God. Maar die ou mens wil nog heeltyd opstaan. As jy jou kom kry, het jy weer geskinder. Of iemand veroordeel. Of jy het weer daai woede uitbarsting gehad, wat die ou mens gehad het. Of die koopgierigheid was weer daar, klomp dinge gekoop, wat jy nie eers nodig gehad het nie. Of die suinigheid staan weer op. Daai ou mens, die hele tyd. En die Here sê, ons moet nog werk aan jou. Ons gaan nog hierdie metamorfose vat van fase tot fase, want jy moet soos ek lyk, soos my seun. Ek wil sy beeld in jou kan sien. En nou is ons op daardie plek wat ons onderwerp en sê, Here, have your way, dit wat ons nou gesing het. As we wait and as we pray, have your way. En nou breek ons uit daai eiertjie se dop uit. En skielik is ons 'n ruspetjie. En ons is honger. En ons bespied die woord van God. Ons eet daai blare, daai geestelike blare. Het jy al gesien hoe kan 'n ruspe eet?
julle ouens wat van sy wurms onthou, jy moet elke oggend hande vol blare neersit vir daai wurms. En vanmiddag is dit net so die geraamte van die blaartjie wat daar lê. Onthou julle dit? So ons eet en ons verorber en ons word groter en vetter en later is jy net so lekker groot, vet rispe. Maar die feit van die saak is, jou metamorfose is nog nie klaar nie, want jy is nog net 'n rispe. God wil nie hê jy moet eindig by 'n rispe nie, want hy het 'n groter doel en plan vir jou lewe. Want jy sien 'n rispe het 'n rispe mentaliteit, wat handel oor ek. Dit handel oor die rispe. Hoe kan jy my help? Hoe kan jy vir my versterk in dit wat ek wil hê? Hoe kan jy my vorentoe? Dit gaan alles oor hoe kan ek ontvang? En die Here wil ons kry by 'n opofferende mentaliteit, waar ons diensbaar is, waar ons uitdeel en waar ons gee. En in hierdie ruspefase kom ongeloof nog gereeld en hy klop aan jou deur. En vertwyfeling kom nog gereeld en sommer opstandigheid ook. Hy kom klop nog aan jou deur. Want die ou mens wil nog so graag terugkom. Die vyand wil jou so graag terugtrek waar jy was. Maar nou wil ek vir jou sê, as jy dalk in die rispe stadium is, hou goeie moed. Jy vorder. Jy's nie meer 'n eiertjie nie. Maar hierdie gemeente sit vol ouens wat in verskillende fases van hulle metamorfose is. Sommige is eiertjies, sommige is rispes, van julle is toegespin in 'n kokon in 'n papievorm, en hier sit ook 'n paar sterk vlinders. En ons kan nie een neerkyk op die ander persoon se fase nie. Want God beweeg met jou soos wat hy weet jy die tempo kan hanteer. En daarom moet ons so versigtig wees vir die aardige ding wat ons noem geestelike hoogmoed. Want as jy 'n vlinder is, moenie dink jy het nou die toppunt bereik nie. Want weet jy wat, 'n vlinder is diensbaar. Die vlindertjie moet gaan en weer eiers gaan lê en sterf. So hoe groter jy in God word, hoe sterker jy in God word, hoe meer hy met jou vertrou, hoe diensbaarder word jy, hoe nederiger word jy, hoe meer sterf jy in jouself. En nou beweeg ons van die ruspefase na die kokon of die papiefase. En dit is die belangrikste fase van die metamorfose. Jou papie of jou kokonfase. Dis die mees kritiekste. Dit is asof jy, wanneer jy in daai kokon gaan, is dit asof jy in geestelike intensiewe sorg in die hospitaal ingaan. Dit is ICU. Want weet jy hoekom? Jy is so naby jou belofte. Daar is soveel vorming en snoei wat plaasvind terwyl jy in daai kokon in is. En die vyand weet, dis die laaste stap voor die vlinder uitkom en vlerke kan sprei. So dit is die gevaarlikste stap vir jou, omdat jy op die gevaarlikste plek is vir die vyand. En dis wanneer hy, as jy in jou kokonfase is, en hier is baie van julle wat in die kokonfase is, dis wanneer hy sy grootste kanonne uithaal. Dis wanneer die storms jou tref, wat jy dink, Here, wat is besig om aan te gaan? Ek skep nie asem nie. Want die vyand weet, hy moet nou probeer om in daai kokon in deur te dring, en te vernietig wat God mee besig is om te laat vorm. En dit is hoekom sy aanvalle ook so geweldig is. Dis die tyd van vorming en vervulling van die beloftes in daardie kokon. En in hierdie fase word die natuurlike ruspe, daai wurm, word swak, hy hou op met eet. Want hy gaan in hierdie rustydperk in, want hy's moeg. Hy's moeg.
En hy is in daardie kokon, en daardie kokon is donker. En dit is 1 rispe per kokon. Jy bring nie 'n maatjie saam in nie. Daarom is dit 'n plek van eensaamheid. En soms voel 'n ou verwerp as jy daar is, en jy voel onwaardig. En dit is 'n tyd wat daar baie meer vrae in jou gees is, as wat daar antwoorde is. En weet julle wat? Omdat jy al gevorder het in jou metamorfose proses, is dit ook die tyd, wanneer God se stem dikwels stiller as gewoonlik is. En dan sit ons met die vraag, Here, hoekom antwoord U nie? Hoekom is U stil? Waar is U stem? Ek is dan U kind. Ek loop dan volgens die weë van U woord. Waarom hierdie een aanval op die ander? Wanneer kom die deurbraak? En sy stem is stil, en dis donker, en dis koud, en jy's alleen, en dit is 'n tyd van eensaamheid, en dit is 'n tyd van storms, en dit is 'n tyd van teleurstellings. Want die meester is besig om te kom snoei. Want jou vervulling is net op die horison, en hy kan nie die vervulling release, as ons nie op daardie plek was, wat die Here eers die laaste goed kom afsny het, kom skoonmaak het nie. En hy het gedink, jy is sterk genoeg, om die kokonfase deur te gaan. Anders sou hy jou nie daar geplaas het nie. Die woord van God sê, hy gee jou nie 'n kruis. Wat? Dis swaar is om te dra nie, ja. So nou sit ons in hierdie fase in, en dit is 'n tyd, wat baie ouens net opgee. Daai wat die woord sê, die liefde van die ouens in die laaste dae verkoel en verkoud. Dis 'n tyd wat jy wil net opgee, want die aanvalle is so, en jy is so alleen, en jy verstaan nie, en jy het nie altyd eers die vrymoedigheid om na iemand toe te gaan, en met 'n persoon te gaan praat, en te sê, ek gaan deur hierdie ding nie. Want almal kyk na jou, en dink, maar jy is so lank op die pad. Hoe kan jy hierdie emosies ervaar? Wat gaan aan met jou? Maar hulle besef nie, jy is net mens. Dinge gebeur, ons geloof word geskit. En dan is dit hierdie tyd, wat jy soms opgee op jouself. Mense pleeg selfmoord. Hulle gee op hulle huweliksmaats, hulle gee op hulle kinders, hulle voel hulle liggaam het hulle verraai, want skielik sit hulle met 'n siekte, wat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie. En dit is 'n tyd van onsekerheid, hierdie kokontyd. Dis 'n tyd van geloofstoetse, dis 'n tyd van twyfel, en dis selfs 'n tyd wat ons kwaad word vir God. Want Here, waar is U? Hoe lank? Waarom het gebeur wat gebeur het? Waarom moes dit gebeur het? Maar in hierdie tyd wil ek jou die versekering gee, God is so naby jou. Hy is so naby jou in jou kokonfase. Nader as ooit, en sy oog is op jou. Want die vyand weet jy's weerloos. En hy weet jou grootste en jou mees indrukwekkendste metamorfose is op hande. Jou vlindertyd gaan spoedig aanbreek. En ek wil vir jou sê, moenie opgee nie. Ek wil jou vandag bemoedig, skep moed. Daar gaan 'n ander fase aanbreek. Moenie opgee nie. Dawid was in so 'n kokontydperk gewees. In Psalm 27:5 sê hy, as gevaar dreig in moeilike tye, steek hy my weg in die skuilplek van sy woning. Hoor jy? Hy kom en hy steek jou weg in die skuilplek van sy woning. Die Engelse vertaling praat van hierdie woord, hy sê, he hides me in his secret place. In his pavilion, in his secret place, in his
pavilion. En weet jy wat? In die Hebreëse taal is daardie woord pavilion sok, né? S-O-K, sok. Dis die pavilion waar God jou beskerm. Of die ander enetjie sê, dit kan wees Sukkah, S-U-K-K-A-H vir die ouens wat skryf. Sukkah. God kom en hy steek jou kokon weg in sy geheime plek. Want hy's so naby jou, want hy weet hoe kritiek hierdie tyd van metamorfose is. En hy vat vir jou in sy sukkah of in sy sok en hy maak jou daartoe. Want jou kokon van lewensstorms is nou beknop. Want onthou, terwyl jy in daai kokon sit en jy roep na die Here en jy bid en jy worstel met die Here, is jy ook besig om te groei. So die kokon word al hoe meer beknop en jy's gefrustreerd met hierdie ding wat jou vashou, want daar is nie resultate in jou lewe soos wat jy hoop daar moet wees en sal wees nie. En dan kom Paulus en hy herinner ons en hy sê, elke woord wat nodig is, al die kennis, al die genadegawes wat ons nou net van gelees het, is tot jou beskikking om jou te help om deur te druk. Die wyl is van jou gesig af verwyder, sodat jy van heerlikheid tot heerlikheid kan gaan. Hou vas aan die Heilige Gees. Behou jou fokus. Moenie ophou nie. Moenie opgee nie, hou net aan. In Psalm 32 sê die woord, ek lei jou op jou beste lewenspad. En ek voorsien jou met advies en met raad. En ek waak oor jou. En die een oomblik is Heilige Gees afwesig nie. Moenie sy stilte vir afwesigheid vat nie. Dit is nie dieselfde nie. Stil beteken nie, ek is nie daar nie. Die hele tyd, ek is daar, ek bedien jou met advies, ek lei jou en die Here sê, ek waak oor jou, en dit is wat hy nou doen in ons kokontyd, hy waak oor ons, en ons is sterk in Christus in. Jy besef nie hoe sterk jy is nie, as jy in daardie kokon is, dan voel jy, Here, ek kan maar net ook hier sterf, ek hoef nie eers hier uitgebore te word, jy hoef niks verder, ek is ook nie eers meer gepla oor die vlinder nie, maak nou maar net 'n einde aan dit, ek gee op. Maar dan kom die Here en hy sê, weet jy nie dat jy veerkragtig is nie? As hulle jou afdruk, dan spring jy weer uit. Soos 'n kurkprop. As iemand jou hier trap, dan gee God vir jou 'n ander plek om aan die ander kant op te kom. Daar is 'n veerkragtigheid in jou. Daar is 'n volhardingsgees in jou om deur te druk. Daar is deursettingsvermoë deurdat ons wandel in die Gees van God. Want ons funksioneer in sy krag. Dit is hoekom jy klei is, dat jy vormbaar in sy hand kan wees. Dat as die vyand jou hier plat druk, dan vorm God jou en hy laat jou weer daar uitkom. In Engels praat hulle van ons is pliable, né? Hy vorm jou soos wat hy wil. Jy is 'n leerskoen. Wie het leerskoene vandag aan? Ek praat van egte leer. Dan sê, dit is 'n skoen wat bietjie duurder is, né? Want ons koop maar meestal sintetiese skoene, wat hulle sê synthetic upperate. En as jy daai sintetiese skoen koop, beter jy die regte nommer hê, want daai ding rek nie. As hy vir jou druk hy. Maar wanneer jy 'n leerskoen aan het, dan neem hy die vorm van jou voet aan. En hy's bietjie duurder, want hy's handgemaak. Want jy is handgemaak na die beeld van God. Hy het jou gemuld, sodat jy perfek kan pas in die plan wat hy vir jou het. Johan het so 'n horribale paar vellies in sy kas. Julle, daai goed is so lelik. En julle verstaan nie, hy is so lief vir daai goed. Ek wens ek kan dit weggooi, dan sê hy vir my los, dis so gemaklik. En dan smeer hy hulle dab in, maar hulle wil ook nie op nie, want dit is so sterk.
En dan voed hy hulle, dan lyk dit so vir een dag alrighterig, maar daarna is hulle weer so lelik, en daai goed het al die vorm van sy voet aangeneem, die knobbels en alles is al so lekker uitgedruk, en dis hoekom hy so lief is vir daai skoene, en hy trek daai vellies aan, en dis nommerpas, en die Here sê, jy is gemaak om nommerpas te wees, vir dit wat ek jou voorgeskep het. Jy gaan vorm, en jy gaan druk, en jy gaan sien, ek pas perfek in hierdie lewe van my in. En nou is ons op daardie plek, wat ons die vlinderfase van God betree. En dit is so interessant, dat, nou, ons praat nou nie van 'n suiwering nie, ons praat nou van regte skoenlappers, okay? Nie motte nie, skoenlappers, vlinders. Hulle spin eintlik nie 'n kokon nie. Ek weet ek het nou gepraat van 'n kokon, maar 'n kokon is eintlik 'n bedekking, 'n sy-agtige bedekking, wat daai wurm of rispe spin, om hom toe te maak en te beskerm. Maar 'n vlinder het nie 'n kokon nie. Hy het daardie papievorm. En daai vorm is 'n harde en 'n gladde tipe voorwerp, wat daardie rispe ingaan en om homself toevou. En wat dit eintlik is die vervelling van daardie rispe, wat hard word en 'n doppie om hom maak. So, dit is nie 'n kokon nie, in Engels praat hulle van 'n chrysalis, soos in iets wat kristalliseer. En die Here maak daai kristaldoppie om jou te beskerm. Hulle praat van 'n pop of net 'n gewone papie in Afrikaans. En nou is daardie ding om jou en jy sit in daardie ding en jy is beknop en jy het nou al gegroei en jy's groot en jy wil hier uitkom en jy vra, Chantal, maar wanneer? Hoe lank nog? Het jy al daai vraag vir die Here gevra? Hoe lank nog? Want dis min van ons wat in die ergste storms en wanneer die grootste drukking op ons is. Dis min van ons wat kan sê, laat U wil geskied, ek is okay. Iewers begin ons te huil en te sê, Here, ek is op breekpunt. Ek kan nie meer nie. Ek is op my laagste, U moet nou ingryp. Ek het nie meer krag om te volhard nie. So Chantal, wanneer? Weet jy wanneer breek jou vlindertydperk aan? Wanneer daardie papievorm, daai chrysalis, deurskynend raak. Wanneer dit deursigtig raak. En toe ek dit lees, toe besef ek, dis waar die woord van God inkom, waar hy sê, die Vader kyk na ons. En wanneer hy die beeld van sy seun in ons kan sien, wanneer jy deurskynend is, as daar niks meer van jou oor is nie, meer van hom, minder van my. As hy in jou kan kyk en kan sien dat jy deurskynend is, dan sê hy, nou sien ek my seun in jou. Jy het metamorfose ondergaan. Jy's getransformeer deur my gees. Ek weet ek kan die volgende fase in jou lewe in aktiveer. As jy deurskynend is, dan. En dan begin daai vlinder te stoei in daai chrysalis. Want hulle weet, die tyd het aangebreek, en ek wil nie meer in hierdie ding wees nie. O Here, ek is gereed vir die volgende fase, en ons begin stoei, en hierdie ding is styf hier om jou. Jy voel, Jesus, ek het 'n vlerk, ek was 'n wurm, ek wens ek het 'n spieël gehad, ek voel hier's 'n vlerk, waar kom dit vandaan? Iewers het ek 'n metamorfose ondergaan, maar ek kan nie oopmaak nie, want hierdie ding is nog hier om my. En hulle stoei en hulle druk, en die volgende oomblik breek daai chrysalis, daai pop, letterlik. En daai vlinder kom uit, en hy hang onderste bo, maar sy vlerke is nat, en dit is gekreukel, en hy kan nie vlieg nie. En as daar dan
'n predator moet kom, dan is daar niks van daai ding meer oor nie. Maar dit is in daardie tyd wat jy so weerloos is, wat die Here kom en sy vlerke oopmaak oor jou en hy sweef oor jou. Onthou jy Genesis 1 met die skepping, sê die woord van God, die gees van God het oor die waters gesweef. Voor hy begin skep het, voor die vlinderfase, het die gees van God gesweef. Die Engels praat van, it hovered over us. 'n vertaling sê, he was brooding over the water, soos 'n hen, haar vlerke oopgemaak het, en sy het gecover. Waar is die valk? Ek maak toe. Nee, vlerke is nog nie sterkie, wag, okay, kom, okay. Dis wat hy doen. En hy beklee ons met daardie krag. In die tyd is hy so verskriklik naby. Lukas 1 sê hy, waar Maria, onthou ons praat van hover, hy sweef, nee, toe die gees van God oor Maria gekom het, en sy swanger geword het met Jesus, sê hy, it covered her, dit het haar toegemaak, dit het haar bedek. Nou sy beskermende teenwoordigheid hang oor ons in die tyd wat ons besig is om ons vlerke uit te strek. My punt is, God laat ons nooit alleen nie. En ek weet nie waar jy vandag is nie. Miskien is jy nog heel rustig in jou eiertjie fase. En dan weet ek, die Here gaan jou vat rusbid toe. En miskien is jy op daai plek wat jy besig is om daai blare te vreet en lekker groot en vet te word in die Here in. Maar die storms het nog nie regtig gekom nie, want die storms kom in die kokon. Maar ongeag waar jy jou bevind in jou metamorfose, God gaan jou nooit alleen laat nie. Hy is die hele tyd daar. Moenie glo wat Satan vir jou sê, dat hy jou verlaat het, dat hy jou begewe het nie. Want Satan is 'n leienaar. Hoor jy my? Hy is 'n leienaar. Moenie na daardie stem luister nie. Jy sien, ons sit op 'n plek waar ons in hierdie kokon in is en ons weet ons moet uitbreek. Want ons weet daar's meer vir ons. Ek wil vir jou vra, moenie vashou aan jou gemaksone nie. Hoekom sal jy tevrede wees met minder as God vir jou meer in store het? Kom uit hierdie kokon uit. Want baie keer breek Heilige Gees dit vir jou oop, maar jy bly daar binne, want jy het gewoontes. En jy is gemaklik in jou gewoonte. En moenie aan my gewoonte kom skit nie, moenie my hok skit nie, want ek wil doen wat ek wil doen, soos ek het wil doen, wanneer ek het wil doen, vir hoe lank ek dit wil doen, en jy gaan my nie sê om daar uit te kom nie. Intussen staan jou kokon deur oop, maar jy hou vas. En ek bid, kom ons staan op ons voete asseblief. Ek bid dat die Here hierdie kokon van jou begin skud. Dat jy sal ervaar, Here, dis los, want hierdie ding is vas. Ek wil hê julle moet mooi kyk. Hierdie ding is vas aan jou. En nou staan jy in hierdie kokon, maar ek wil hê jy moet begin losmaak. Ek wil hê jy moet begin voel. Here, hierdie ding sit. Ek kom nie uit nie. En al wie hier is om my te help is U. Maar éventueel kry jy darm een vlerk uit hierdie ding uit. En jy voel, Here, maar hier is beweegruimte. Ek is nog nie waar ek moet wees nie. Ek het net een vlerk. Ek is nog ongebalanseerd. Maar dan maak jy los. En die Here help ons om hierdie ding los te maak. En weet jy wat? As jy los is van hierdie vel, smyt hom weg. Ek wil hom eintlik daar kruis se kant toe skop. Skop hom kruis toe. Skop hom kruis toe. Want pas op, laat jy weer terugklim. Wanneer jy in jou gemaksone wil gaan. Want as hy daar by die kruis lê, dan vat die bloed hom, en die bloed verteer hom, sodat jy nie kan teruggaan nie, en jy staan in oorwinning, en jy sprei jou vlerke, en God waak oor jou, en daai liggaamsvloeistof van die vlinder word ingepomp in die vlerke, en het word hard, en het word sterk, en die vyand kan jou nie stop nie, want weet jy wat, hy is so bang vir jou geloofsvlerke, want hy weet,
as jy opstyg met die vleuels van 'n arend, is daar niks wat hy meer aan jou kan doen nie. Hy kan jou nie stop nie, want jy sweef bo hom uit. So ek wil vir jou vra, wikkel bietjie daai skouers. Miskien het ons nodig om vanoggend bietjie te manifesteer. Maar dis okay, kom ons lyk maar bietjie simpel, dit is okay. Maar as jy wil bly in jou eiertjie fase, dis reg ook. Mag die Heilige Gees jou sitplek warm maak as jy daar wil bly. Maar begin daai skouers te beweeg. Julle manne, hier is meer vir julle as wat julle tans ervaar. Die Here het groter drome vir julle vrouens, julle jong mense. Ons is die ouens wat voorstap met die fakkels en die ligdraers is. Maak los, wikkel daai skouers. Trek denkbeeldig daai baadjie uit, daai ding wat jou knel, daai onsekerheid wat in jou hart is. Sê Here, ek maak los. Hierdie stoele is wonderlike, gemaklike stoele, maar een ding wat ek teen die stoele het, is almal leun op hulle of hou hulle vas. Kyk gou af op daai stoel, daar waar jy staan. Kyk gou af. Sien jy daar is 2 sulke groot dik hieltjies in daai stoel, voor en agter. Hy gaan nie omval nie. Jy kan hom los. Ouens, kan ons vir die Here lof opvergee? Kan ons? Net as jy wil. Jy hoef nie. Net as jy wil. Here, ons maak los. Kan jy losmaak? Kan jy losmaak? Kan jy beweeg voor God? Here, ek skop hom weg kruis toe, want ek wil hom nie terug hê in die naam van Jesus. Ek is verlos. Daar is meer in stoor vir my. Wil jy dit hê? Gaan jy dit vat? Want hy het vir jou meer. En hy droom oor jou. En hy huil oor jou. As jy op 'n plek kom en weerstand bied. Want hy sê, as jy net weet, meer as wat jy kan dink, of bid, of vra, of kan verbeel, meer as dit, selfs dit wat jy nie gevra het nie, kan ek vir jou gee. Amen, amen. Kom ons bid saam. Papa Vader, Here, die ouens wat se harte vanoggend na U toe roep in honger en dors. Here, ek bid dat U sal uitreik en hulle na die volgende fase toe neem. Here, of dit van die eiertjie of dit 'n rispe is. Vader, of dit in 'n kokon is, vir al die ouens wat in die kokonne is en deur diep waters gaan, my God. Vader, ek bid dat U Gees hulle nou bedien. Here, dat U hulle versterk tot op die presiese tyd U bepaal. Jy is deurskynend genoeg dat ek my beeld in jou kan sien. Nou, bring dit deur. Here, ek bid dat U die vlinders wat sit, my God, dat U so oor hulle sal sweef, dat hulle in daardie plek ingaan, daai pavilion, daai sok, daai sukkah, wat eintlik beteken 'n plek van heiligheid. 'n plek van intimiteit met God. Dit is soos die allerheiligste deel in die tempel in, waar dit net jy en God is, en God self die bewaarder en bewaker is. Heilige Gees, ek dank U vanoggend so vir hierdie woord. 'n Praktiese woord, Here. Iets wat ons kon visualiseer. Ek bid dat elkeen se strewe hier is om meer te word, sodat U Uself in ons kan sien. Dankie dat U vir ons bedien het vanoggend, Gees van God. Ons verheerlik U in Jesus naam. Amen en amen.